Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Tekens in die hemele. En leer van die vrye boom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Matteus hoofstuk 24, verse 32 en 33. Die Verlosser gee tekens van sy koms, en meer as dit, hy bepaal die tyd wanneer die eerste van hierdie tekens sal verskyn. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. Matteus hoofstuk 24, verse 29 tot 31. Aan die einde van die groot pauslike vervolging, het Christus verklaar, sou die son verduister word, en die maan sou sy lig nie gee nie. Volgende sou die sterre van die hemel val. So is die laaste van daardie tekens van sy koms vertoon, waaroor Jesus sy disippels beveel het, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Na hierdie tekens het Johannes, as die groot gebeurtenis wat volgende aanbreek, die hemele soos 'n boekrol sien weggaan, terwyl die aarde gebewe het, berge en eilande uit hul plekke geskuif is, en die goddeloses in vrees probeer vlug het van die teenwoordigheid van die seun van die mens. Maar die dag en die uur van sy koms het Christus nie geopenbaar nie. Die presiese tyd van die tweede koms van die seun van die mens is God se verborgenheid. Nog 'n bietjie en ons sal die koning in sy skoonheid sien. Nog 'n bietjie en hy sal al die trane van ons oë afvee. Nog 'n bietjie en hy sal ons sonder gebrek voor sy heerlikheid met gejuig stel. Judas, hoofstuk 1, vers 24. Daarom, toe hy die tekens van sy koms gegee het, het hy gesê, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Lukas, hoofstuk 21, vers 28.